Goeiemôre gemeente. Baie welkom in hierdie preekkonferensie. Ons het vanoggend het ons is nie met wille vanoggend nie. Vanoggend is nog 'n stieke beweging wat ons laat plaasvind. Ek wil miskien net sommer in die begin, nou moet ek nog kyk, daar is 'n kleuterkerk vanoggend, sê ek dit reg. So as die mense wat klein kindertjies het, wat kleuterkerk, wat so wil gaan, daar is wel 'n kleuterkerk vanoggend, so julle kan die kinders net omgaan, as dit, ek is net bang, daar is wel ergens iets gemis. Maar net om terug te kom na vanoggend toe, vanoggend gaan sal later sal ek verder sê, maar vanoggend is letterlik 'n beweging van die bediening van die, ons sal eers in die woord eet, daarna gaan ons van die nagmaaltafel af eet en daarna gaan ons saam eet. So dit sommer net dat julle weet hoe die oggend gaan verloop. Ons het ook besluit dat ons sluit nou die kerk of die saal se deure en niemand mag uitgaan voor al die sop en die broodjie opgeëet is. So ek hoop julle is gereed, want hier is baie. Kom dan word ons so vir die Here en dan vra ons vir die Here dat hy ons vanoggend sommer net sal lei, dat ons vanoggend sy stem sal hoor, ons op hom gefokus sal wees. Ons het hierdie week in die Here ons gevoed uit sy woord in 'n verskillende maniere het ons gepraat om op water te loop. Maar kom ons vra hom dat hy vanoggend vir ons ook sal help. Laat ons daai brawe tree sal gee om letterlik daai tree uit die woord uit vanoggend. Kom dan, maak ons ons oor toe, julle moet aankom. Wie voor? Dit net vir julle. Ek het gehoor, dit alles 'n legitieme verskoning, hulle kan maar nie staat nie. Hulle is maar die weesstaat van julle, hulle weet nog nie die winter mee, die probleme. Kom dan word ons stil vir die Here vir ons gaan oefen. Kyk op na die berge. Waar vandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here. Die een wat op water loop. Die een wat my uitneem. Weet ek geken in die naam van God die Koning, vir die Vader, vir die Seun, en vir die Heilige Gees. Amen. Vriende, ons gaan eers die aankondiging doen. Ek dink ons kan vermis. Ons gaan gou die aankondiging doen. Julle het aankondigings ontvang. Ek gaan nie deur 'n klomp goeders gaan nie. Die Frikkies vanoggend is hy op Medidale. Hulle het vanoggend daar ook Pinkster afsluiting. Dan is ons besig met tegnologie ontwikkeling. So ek het gesê, ek het sê die IT-span, maar daar is meer mense wat werk. Julle sal sien na agter is die kamera voel nou soos 'n TV-preacher al, né? Die kamera is op, dit word vanoggend, as ek die woord reg, gelivestream. Dit word nog gelivestream ook daar in die kuberruimte in, vir mense wat daarna sal kyk, so vir wie ook al kyk, ons julle ook sê welkom vanoggend. Ons gaan vanoggend se diens, gaan ons ook op maniere, ons sal kreatief wees en ons sal julle ook 'n link of 'n ding stuur. Vir die van julle wat dit wil aanstuur of graag weer wil kyk. So dit net wat die tegnologie betref, vriende, die res van die goeders, asseblief gaan kyk daar so die gebeure grond en op ons in die gemeente. Ons het môre is die begrafnis, wat ons het met Rina die Jager van Medidale. Haar begrafnis is môreoggend en ons uit die gemeente uit. So kom ons dink ook net aan haar familie. En dan vriende, wat ek weer betref, julle kan sien die name daar, dis persone wat genomineer is. Nou, die grand woord eintlik wat nou met hulle gebeur, is hulle name word opgeplaas op hierdie aankondigings geplaas vir approbasie. Dit is 'n vreeslike woord, maar eintlik wat daai woord beteken,
is ons krijg baie kinders sê, as jy enige beswaar het in daai kerkraadslid wat op genomineer is in leer en lewe, dan jy nou klag, net so kerkraad sê, hoor jy, daar ook kan nie, hy kan op die eerste span, wat het ook al mag wees. Maar eintlik is dit nie dit nie. Approbasie kom ons na die gemeente en sê, die Here het hierdie persoon op ons hart gelê en ons is so opgewonde daaroor en ons wil vra vir die gemeente om saam met ons opgewonde te wees oor hulle en ook te bid vir hulle. So dis wat approbasie eintlik beteken. So julle sal hulle name gaan julle daar kry en dan sal ons ook van die kerk wat se aanbevelings wat hulle gemaak het, wanneer julle asseblief moet gaan kyk. Baie belangrik, ons finansiële sake, die goeders is ons inkomste en uitgawes staat, dis hier so op, so gaan kyk asseblief daarna, en word ook stil vir die Here, en vra Here, is my verantwoordelikheid, kom ook na, ook as dit kom by, nie net myself gee nie, maar ook finansies gee vir die gemeente, die bestuur is maklik, hoe groter ons inkomste is, hoe meer kan ons doen. En werk nie so dat hoe groter die inkomste is, hoe meer geld kan die doen is nie. Ach, so dit wil my leid in die leid. Werk glad nie so nie. Hoe groter die inkomste is, hoe meer kan die gemeente doen. As ons inkomste baie hoog is, dan kan ons selfs 2-3 sekeringe aanstel. Kan ons klomp dinge kan ons beter doen. So iemand kan vir die Here self verskyn rondom dit. Dan, vriende, die laaste 2 dingetjies, rondom ons siekers, julle het die naam ons, julle gesê om vanmorgen se begrafnis, waar ek gevra dat ons vir Henk C, en het die jaar van Petro en ook vir Ria Vos, dat ons hulle ook bly uitkreef die Here, en vra Here, hou hulle net styf vast, ook in hierdie tyd waar hulle siek is, en ons so net kan vra Here, vir u nie hand vir hulle te plaas. En dan die laaste stukkie, wil ek gaan kyk daarso, die verlof wat die dominees gaan vat, ek is nou van môre af, dus ek op Sabbat verlof. Dan moet jy my vraag, dit is, hulle straf die dominees en sê, vir 'n maand lang mag jy nie kerkwerk doen. So, ek gaan môre op Sabbat verlof, wat het eindelijk is, elke 3 jaar, dan sê die synode vir sy dominee, as sy siektes daar is, dan ons wil jy vir 30 dae, moet jy optrek, en jy moet regtig waar net gaan asem skep, en by die Here gaan sit. So dit is nie 'n vakansie by die see nie, ek gaan nie sit en ek trek uit die straat, maar dit is 'n tyd waar ons net gaan sit en net weer asem skep. So ek gaan van maandag af tot en met die 5de Julie, dus ek het Sabbatsverlof, so julle sal my nog sien, hier op die dorp, maar ek gaan sommer net stil wees vir die Here. Dan gaan doen die Frikkie, hy gaan ook hier in die maand, het hy op paar verlof. So net dat allemaal dan bewus kan wees, as ek nie is nie, en die meerdere dagen, kontak jy op die haken, of kontak jy met die Frikkie. En dit is die aankondigings betref. Kom dan staan ons op, dan sê ons vir die Here dankie. Dankie vir sy genade. Oh,
Vriende, ek wil, voordat ons met saam bid, wil ek dankie sê vanoggend. Dankie vir elkeen van julle wat in hierdie week ons te saam buite beleef het. Ek wil sê dit was vir my net so intens, soos ek glo vir 'n kompanie is. En was, ek het gister vir Dani Kragtop gesê, dat die laaste keer wat ek so intense konste beleef het, was in 2009, wat die Here net deur sy Gees beheer neem. En ek is regtig die Here baie dankbaar vir mense se lewens wat verander het. Want sien om net 'n diens by te woon en dieselfde daar uit te stap, waar net nie niks gekry nie. Dis soos om by 'n restaurant in te gaan sit, 'n glasie water te drink en op die son uit te stap. Wat is die doel nou? Ons kom by mekaar om te leer te laat dat die Gees ons transformeer. Baie dankie daarvoor, elkeen van u. Dan wil ek dankie sê vir die mense wat agter die skerms gewerk het. Julle het hier, dit lyk op die dominee baie oulik is, maar hierdie dominee is maar net 'n leerdop in die boodskap bring. Daar's klomp mense wat agter die skerms doen, van gebedsmense wat gebid het hierdie week. Daar is elke aand sop en broodjies gewees, en vandag is hier 'n feesmaal. So baie dankie. Ook vir al die vrouens, van die vrouens die dien in regte tot by diensgetuienis en dit moontlik gemaak het vir ons. Daarso is, ons het die preek opgeneem, ons is besig om met ons goeders, ons gaan wel net dit beter doen om 'n beter diens te verstaan. Nie so dat jy in die bed kan neem nie, maar nou ons opkom weer, maar so dat mense wat nie in die kerk kan kom nie. Ek weet, ons het dit so reg gekry dat vanoggend gaan die mense in die ouer huis, al is soos in die saal, dat hulle op die boodskap organiseer oor. Wat 'n voorreg om dit nie te kan sê nie. Dan vir ons musiekmense, Kobus in die gang. Ek het dus so 'n wyser, kyk daar agter, bietjie voor. Soos kinders sit altyd voor in die klas probeer. Maar Kobus vir jou, wat hierdie week letterlik jou werk, ek dink die plaas het tot so te doen. Maar baie dankie vir jou en vir Peter ook. Peter wat in Bloemfontein is en wat nie gesond is nie, maar ten spyte daarvan het ons elke dag, en dan ook 'n PowerPoint. Wat 'n voorreg is dit vir julle. Of julle wat elke aand kom oefen het, wat die musiek kan gebeur. Vriende, so kan dit aangaan. Kerklede wat die link wat ek nou op my manier gedoen het in die begin, wat gesorg het dat het uitgaan in die buite. Baie dankie vir almal. 'n gemeente is nie 'n dominee. 'n gemeente is ons. En mag hierdie die begin wees van die eerste gemeente Priester wat op water begin loop. En waar ons ophou sal kyk, maar wat doen die dominee om uit die boot uit te klim en net te begin loop. Baie dankie. Kom dan sluit ons die oor aan wat ons sal. Hemelse Vader, Here, baie dankie dat ons vanoggend in U teenwoordigheid kan wees. Dankie Here dat ons vanoggend U naam mag groot maak. Here, in hierdie week het U ernstig met ons kom praat op verskillende vlakke. Maar Here het ons opgeroep om op water te loop. Dankie Here vir mense wat op water loop. Vir lidmate wat daardie totale ongemak verduur en uit die dood uitgeklim. Here, maar wil ek kom bid dat U ook vanoggend, dat U ons sal seën met U woord en dat ons U stem ook vanoggend duidelik sal hoor. Amen. Vriende, ons sal vanoggend lees uit Johannes 7. Johannes 7, ek gaan vir ons lees daar vanaf vers 37. Johannes 7, vanaf vers 37. Hierdie gedeelte vind plaas waar Jesus by die loofhuttefees is en nou gaan ek iets meer vertel oor hierdie fees, want dit is nogals 'n groot fees vir die Jode. En dan by hierdie fees kom die Here
En dan sê hy die volgende woorde. Johannes 7 vanaf vers 37. Op die laaste dag, so met ander woorde, as 'n klomp dinge, dit is 7 dae lang wat hierdie mense fees vier en 'n klomp goeders doen, op die laaste dag, die groot dag van die Hittefees, het Jesus daar gestaan en hy het uitgeroep. As iemand dors het, laat hy na my toe kom en drink. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste uitvloei. Hiermee het hy na die Gees verwys, want die mense wat tot geloof in hom, wat die mense wat tot in geloof in hom kom, sal die Gees ontvang. Die Gees was nog nie uitgesort nie, omdat Jesus toe nog nie verheerlik was nie. Net tot daarso. Wat hier op vanoggend hierdie teks ons kom voorbreek. Elke jaar, eintlik 'n bietjie later in die jaar, dan vier die Jode, dan kom hulle by mekaar en dan vir 'n tydperk, vir 7 dae, en dan wat hulle letterlik doen is hulle bou vir hulle hitte. So hulle gaan, ons het vandag hulle gaan kom. Hulle bou vir hulle hitte en dan is daar 'n klomp rituele wat gebeur by die tempel, wat gebeur tussen die mense en die fokus van alles is om hulle te herinner, die Jode werk baie met daardie begrip van om ons te herinner van dit wat God gedoen het daar in Egipte. En word daar by hierdie Hittefees word 'n groot deel van hierdie, en dis hoe hulle in hitte bly, word gevier hoe die Here hulle beskerm het toe hulle deur die woestyn getrek. So hulle bly in hierdie hitte en dit is letterlik dit moet hulle herinner dat toe hulle daar in die land van melk en honing, wat hulle gedog het dit is, daar in Egipte, toe die Here gesê, ek kom haal my kinders en ek bring hulle na my toe. Daar so het hulle op reis begin gaan na hierdie ongelooflike water, toe hulle moes op water loop, want vir generasie het hulle gewoon geraak, dat die manier ons lewe is maar, dat jy elke oggend opstaan, jy is 'n slaaf, jy werk van die oggend tot die aand, jy word geslaan, jy word geabuse, jy word al die gebeur met jou, en dis hoe dit is. Dit verander nie. Maar die Here gekom het en gesê, dit werk nie so nie. En daar so die Here gekom deur Moses en hy het vir hulle gesê, klim in die boot. Dit gaan ons heel week praat van Jesus, en wat daar so vir Petrus gesê het, as jy wil op water loop, klim in die boot, kom. En die Here het dit gedoen met sy volk, en hy het gesê, klim in die boot, en begin stap. Nou, hulle het nie gestap op water, en hulle het die woestyn gestap. Hoe traumaties was dit nou nie gewees? En hulle moes vas in die Here, en hulle moes vertrou op die Here. Hy het hulle gevoed, hy het letterlik vir hulle kos gegee, uit die hemel. Hy het letterlik vir hulle bedag sy wolkolom gegee, s'nags sy vuurkolom. Die Here het sy volk gelei, sodat hulle op hierdie water kon loop. Die belangrike ding van hierdie hele proses deur die woestyn en ook as hulle fees vier, is om te weet wie God is. Ek is tot niks in staat nie, sê Paulus. Maar Christus wat in my leef, die Gees wat in my leef, dit maak dat ek kan beweeg. Hy kom, het so eens weg, gaan na Egipte, terug, en hy dink, vleispotte. Ek ken allemaal so in die Noord-Kaap seker, ne? En dan word ek as hulle teruggekyk en sê, lekker brode nie. Die vleispotte van Egipte, die ou choppiekies, moet jou dik vet laag nie. En dan moet die Here eers vir hulle sê, ek wil hier moet toe gaan. Jy kan nie op water loop en wil teruggaan. Terug. By hierdie Hittefees, dat hulle dit gevier, dat het vir mekaar gesê, dat die groot ding wat ons doen, is ons herinner mekaar daaraan, dat God is getrou, God is regverdig, hy het God vrygemaak, en dan doen het vandag, want hy maak vir ons vry. Die van hoofd. Dis wat hulle gedoen het daar. Die tweede ding wat gebeur het by hierdie Hittefees, het water 'n ongelooflike rol gespeel.
En dan, een van die belangrike dinge toch, as jy in die woestyn is water, nee? Sonder water, gaan jy dit nie maak nie. As die grapie wat vertel word, van nou, Mike Sitte en Haailotte, wat ook so in die woestyn, breek kar. Die sê hulle, wat moet ons nou doen? Die sê die een ou, hy sê, weet wat ons gaan doen, is ek gaan die water uit die white machine, ek gaan dit uithaal, sodat ons water het wat ons saam ons sal vat. En as hier, maar dit is dan 'n slim plan wat jy. En dan maak ek die lot so, hy sê, en jy wat hier in ons 3 pinne, wat ek hier doen, hy sê, weet wat, hier agter in die boot, is daar nog so 'n bietjie padkos oor, tot wat ek gaan vir ons kos saamvat. Dit is 'n slim pad. En dan vraag my, wat gaan jy van het saamvat? Hy sê, ek gaan die deur afbreek, en die deur saamvat. Hy sê, ek gaan die pad in, hy sê, ek gaan die deur afbreek, en die deur saamvat. Hy sê, hoekom? Hy sê, want dit is warm, maar ek maak nie die venster oor. En dit is wat, moet het voor kamers herinner, net elke een van die deur slaan nie, water, kos, dis die belangrike goed, jou focus moet op die regte goedes wees. So daai fees is hulle ge-align weer om mekaar te herinner wat gebeur het en waar ons glo, waar ons vasstaan in die God wat nog altyd daar was vir ons. Water was een van die dinge wat sleutel was. So elke dag het hulle uit die poele van Siloam het hulle gaan water haal en het daar elke dag op die offeraltare is daar water gegooi om hulle te herinner aan hoe getrou God is, hoe groot God is, dat hy vir ons voorsien, daai jare, daar in die woestyn, het ons nie gedrop nie. Ons bly nie weet, want God het ons nie gedrop nie, het ons heeltyd vasgehou. Ons gooi die water met die altare, hoekom? Sodat ons kan weet, dis hoe God ons lewendig hou. En dit gebeur daai hele feesdeur. En dan op die laaste dag, Jesus is al nie die feest, hulle sê te baie laat gevoel gehad. En op die laaste dag, wanneer hierdie klomp priesters gaan jong en hulle gooi water in die poel uit, nie, dis net water waar jy kyk. En die mense is onder die water, en die hitte is gaan na so die wêreld vol, en die ouens kamp. En dit gaan net lekker in ons onthou wie God was. En hulle sê vir mekaar, ons wag vir een, wat ons gaan verder neem. Dan staan Jesus op. En dan wat sê hy vir hulle? Ons lees dit weer. As iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Met een wat in my geloof soos skrif sê, strome in die lewende water, sal uit jou binneste uitvloei. So vriende, wat gebeur hier? Die Here wil hê hulle moet die Gees ontvang. Die Here wil hê hulle moet verstaan, ons lewe nie net in die Ou Testament nie. Ons is nie in ons hele lewe besig om so te loop en terug te kyk. Dit is so belangrik, maar ons kan nie dit ons lewensmotto maak nie. Die Here wil hê ons moet vorentoe beweeg. Hoe beweeg jy vorentoe? Jy beweeg vorentoe deur die Gees wat jou vat op plekke waar jy nog nooit was nie. En dan kom die Here na gebruik hy hierdie beeld. Onthou, vir 'n week lang, het hulle God wat vir hulle water gegee het in die woestyn. Vir 'n week lang word daar water op die altaar uitgegooi. Vir 'n week lang drink hulle uit die poele van Siloam se water, om te herinner om te onthou. En dan kom Jesus en sê, hy mag op 'n belangrik opwerk. Daar is te veel water. As daar iemand is wat dors is, laat hom na my toe. Want ek sal vir hom die lewende water gee. Dis 'n beeld wat ons nie net hier in Johannes beleef het die eerste keer nie. Ons beleef het op ander plekke ook nie. Ons teks vroeër in die week uit Johannes 4 uit. Jesus daar met die Samaritaanse vrou, ek wil vir jou lewende water gee. En dan skryf hy uit verder hierso, dan sê hy, Johannes sê, hierdie lewende water verwys Jesus na die Heilige Gees. So waar begin dit? Hoe dors is jy? Hoe dors is jy regtig? Is jy tevrede met die water in die poele van Siloam?
Is jy tevrede, laat hulle na hierdie water op die altaars gooi. En ek sê, dit is goed enough vir my. Is jy tevrede daarmee, om net vir mekaar te sê, ja, Philip, onthou jy, toe God ons voorvaders daai tyd gelei het. Onthou jy dit? Johannes, dit was allemaal ongelooflik wat ek gedoen het. Ek nie sê, dit wat ons ook doen. Maar staan Jesus op en sê, hy doen. Dis kom ek nie voor julle staan. Hy doen. As jy dors het, wil ek vir jou van hierdie lewende water gee. Maar wat moet gebeur? Die eerste ding is, erken wie God is. Dit doen ons belydenisskrifte. Erken wie God is. Ek in die week praat oor die belydenisskrifte. Ons geloofsbelydenis, wat ons vir mekaar sê, waar glo jy? So my eerste vraag vanoggend, as jy vir hierdie lewende water wil hê, as jy regtig waar dors is, waarin glo jy? Glo jy dat jy kerk toe kom omdat jou pa kerk toe kom, omdat jou oupa kerk toe kom, omdat jou pa grootjie kerk toe kom het, as dit jou beweegrede is, wil ek vir jou sê, gaan jy ergens op jou kerk toe kom. As jy nie jou roots ken, dit is wat die Jode vir ons kom leer, as jy nie jou wortels weet waarvanaf jou wortels kom nie, wie is ek? Ek is nie net iemand wat aangepaas is nie, my wortels lê in God drie-enig. Dis waar my wortels lê. Julle, dis hoe ons die Bybel leer. Die Bybel is nie 'n boek wat ons straf nie. Die Bybel is nie daai ding wat jy lees so jy kan van die saak raak nie. Dis hoe ons sê, ons is die beste as jy nie na gaan straf, jy lees die Bybel, 3 verse en jy is weg. Dis nie die idee van die Bybel nie. Die woord van die Here is daar, sodat jy heeltyd kan besig wees om te onthou wie God drie-enig is. Wie is jy? Waar lê jou wortels? Is jou wortels in Christus? Ons het in hierdie week vir mekaar gesê, laas Sondag in die waarheid, was waarmee ek begin het. As jy glo jy kan op water loop, jy is ontstaan wil ek sê, staan op, as jy dink jy kan op water loop. En wat, ons het allemaal, ons staan ons aan metafoor, as ek op water loop, beteken het, ek het hierdie lewende water in my. Ek lewe uit hierdie lewende fontein. Daarom kom ek uit die boosheid wat ek glo, dat Jesus my nie gaan laat sing, die na die klomp van die loop gestaan, en gesê, ons loop op water. So jy identifiek en jy weet my wortels vandaan. Die van julle wat seker was, nou was 'n klomp van julle wat gesê, ek wil hierdie week leer om op water te loop. Ek wil leer dat die Heilige Gees begin beheer nie van my. En wat het ons hierdie week gedoen? Het ons allerlei saaksgoeders gedoen? Nee, ek het die woord net gelees. As ons gesing het ons woord gesing. Die woord bly sentraal, jy kan nie daarvan weg doen. Dis waar het begin. Wat is die volgende? Die Here sê, as jy dors het, kom na my toe. En wanneer ek tyd daar, hoe naby leef ons aan die Here? Hoe lyk daai verhouding? Want dit is so, ons gereformeerde sê nog ons Bybel, hoor. Dit is die wêreld ons vergeet. Ons ken die Bybel. Dis van ons wat die geloofsbelijdenis skop ook opsê. Maar hoe naby weet jy aan Jesus? Ek wil weer 'n voorbeeld gee. Toe die jongman was, ek begin hardloop. Was een hele goeie atleet, maar ek haal die week wat by die skoolkomste gehaal oor die voetbalgrond. En ek hardloop moet wat ek nie mag gedink het moet gebeur. En die afrigter by die skool, hy het sy beste gedoen. Toe trek ons dit wil doen. En ek het die voorreg gehad om toe by iemand te begin oefen wat 'n professionele afrigter was, en is 'n springbok atleet. En die groep wat hy afgerig het, was die ouens wat ek altyd, ek het hulle gehardloop met die en dat ek teen hom gehardloop, was hy laat met ons aan die as ek die was speelde man. Hy was hierdie koon gewees, hierdie ek was altyd na hom. Hardloop my asjeblief niet weg. As hy atletiek nie gehou is, had hy hom gebruik
want dit sit ons op die paviljoen, want hulle het so voorbij ons hart gepasseer. Dis die perfecte hardloopstijlheid. Jong man, kyk hoe hardloop hierdie man. Sy hande, sy bene, dit is soos 'n Griesiesperk, man. Jong man, ons allemaal, ek het soos 'n donkie met brand, seker sê, maar, ek was soos hy wees. En toen laat ek in hierdie bevoorregte posisie om saam met hom te kon oefen. Ek het baie gesien by die oefening, ek is nooit doen voor. Maar ek wou naby aan hom kom. So ek het moeite gedoen, ons het vriende geraak. Ek het gaan kuier daar, ons gaan braai daar, ons het begin saam oefen, ek het begin allerlei dingetjies wys. En soos die tyd aangegaan het, en ek bereid was, om hom nie in te sien, maar om te werk, om saam met hom te oefen. Want ek het agtergekom, hy het 'n ongelooflike werksetiek. Hy oefen elke dag, 2 keer oefen hierdie jong man. Hy het so goed binne in sy sport. Hy kyk video's, wat in ons video's kyk, jy weet nie dit wat dit is nie. Ons het video's gekyk van atlete. Nadat ek aan hom gekom het, hoe sterk het ek ook geraak. En ek kan vandag, ek weet nie wees, sê ek het my 2 gelede weggehaald. En dit was net 200.000 keer. En ek het weggehaald. Want ek het achterkom, het is beter rangafstand met weet is, hy is 800 meter aan weet. So ons moet net ver genoeg hardgekrop om een bykie weg. Hoe het gebeur, ek moes het besluit geneem het, om myself in 'n posisie van ongemak te sit, om naby hom te kom. Jesus sê, wie van julle is dors? Moet jy nou julle nie baie water? Ek weet nie van die hele water. Wie van julle is dors? En dan maak ons soos ons aan beweeg dors. Soos altyd beweeg nader aan Jesus, beweeg nader aan die ronddeel, beweeg nader aan hom, wat vir die water wil gee. En maar kan hy net vir my e-pos nie. Dan nie lief nie. Here, ons is baie goeie koerierdienste. Nee, dit werk nie so nie. Jy kan nie hom dien van afstand nie. Jy dien hom, jy teen hom te beweeg, deur sy hande te vat, en daai beker is hande te vat, en te drink daarvan. Here, dis wat ons vanoggend gaan doen hier, by die nagmaaltafel. Here, kom en hy sê, wie van julle is honger? Wie van julle is dors? En ek sê, maar ek sê, Here, ek het jou so nodig. En wat julle? En kom en hy sê vir ons, weet wat? Op het keer, as jy brood eet, en as jy teen my, ek gee het vir jou. Elke keer, as jy wyn drink, dan kom drink jy, dat jy is bos, so druk ek het my hart uit. Laaste dag van die feestal Jesus op hulle sê, wie van julle is dors? Wie van julle is nog van die lewende water? Nog mense, dat hy is helemaal waansinnig. Maar daar het daar iets gebeur. Hulle weet wat hulle woord is, soos het julle weet wat in die woord staan. Tweede hulle besef, ons moet nader in hierdie beweeg. En laat hulle uitgevind die ongemak om naby Jesus te wees. Dan het so ongemakkelijk geraak toe hang hy in die kruis. Net voordat die vrou, ken jy hierdie man? Petrus. Petrus doen wat ons allemaal te doen. Hy sê maar net in die straat as ek afgeloop. Dors is jy. Maak er nou dan gebeur hy daar. Ken sy boot? Hy geef my die water. En dan sodat dan lewende water uit jou binneste sal vloei. Die oomblik wat ek nader aan Jesus beweeg het en daai water begin drink, wat die Heilige Gees is, en ek word dronk van die Gees, dan kan ek nie anders nie. Ek gaan vinnig, en julle gaan weer Handelinge. Wat gebeur in Handelinge? In Handelinge 1
waar Jesus opgevaar het, sê hy vir sy disippels, wag in Jerusalem, bly in die skrifte, moenie los nie. En hulle is daar so in Handelinge 2, hulle wag nou, want die Here het gesê, julle sal die Heilige Gees ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, gaan julle my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria, die uithoeke van die wêreld. Dit wat gaan gebeur, as julle van hierdie lewende water, wat hy hier gesê, hy verwys na die Heilige Gees, dis wat met jou gaan gebeur. En dan Handelinge 2, dan word die Gees uitgestort. En wat gebeur met hulle? Wat gebeur in die oomblik, toe hulle van daai lewende water drink? Wat gebeur in die oomblik, toe hulle gevoel van hierdie water op hulle tonge kom? Wat gebeur? Wat is die eerste ding? Ja, kom vir my, Here, dit is ons doen. Ons gaan nie vir die hele reg antwoord gee, hoe daar kan onderwys. Wat het gebeur? Toe daai water vir die Gees aan hulle tonge raak. Wat is die eerste ding wat hulle gedoen het? Jy moet duidelik praat nie. Hulle het tale begin spreek. Maar was dit 'n klomp week gebrand? Nee. Hulle het begin getuig. Dis tale wat hulle begin praat het. Hulle het begin getuig. So John, skielik I could speak in English now. Very deliciously. Dis wat gebeur het. Iemand het verby gesap, wat Engels net Engels ken. En hier praat hulle in Afrikaanse dorp, soos in Morania, of daar Friesland, of ek wil ook nie Engels praat nie. En iemand praat vlot, dat hy persoon sê, ek verstaan wat hy vir my sê. En wat sê dit? Is die dors, kom drink. Dis die eerste wat gebeur het. Toe die lewende water van die Heilige Gees is hierdie teks neem, toe dit my lippe raak, toe begin ek te praat. Nou wil ek sê, vrou, naam is jy Jesus, die naam is jy nou al van die lewende water. So jy wat die volgende sê, kan nie naam gebruik, kan nie ons praat nie. Dan word vertel, dat in Suid-Afrika, die sendeling, die ongezetting van Afrika, hier voorbij Natal gevaar, en laat toe daar een storm hier ergens, in die Suidkus. En sy boot gaan land, op die strand, en die arme man is daar verdood. En skielik kom maar so 'n klomp swart mense kom af, wat nie nood kan praat van sy taal nie. Hy kan nie nood praat van hulle taal nie. Ons weet nie wat sy taal verkoos of Zulu, wat het was nie. Maar die getuienis van haar sendeling was gewees, hy het net vir die Here gesê, Here, as my bootjie hierso op die strand uitgeloop en dan moet ek kan getuig, dan moet ek iets kan doen. En dan word daar vertel, skielik kon hy met taal praat, skielik kon hy getuig, wie God is, die dors, sy moet word. Maar ek begin getuig. Die volgende ding wat die disciples begin doen het, en lees 'n bietjie daarvan Handelinge. Dat is die tweede ding wat hulle gedoen het. Dan moet jy nou mooi ding, hierdie is 'n moeilike ding. Wat is die tweede ding wat hulle gedoen het? Ja. Wat het hulle gedoen? Hulle is tempel toe, hè? Hulle begin getuig, en toe is hulle tempel toe. Hoekom is hulle tempel toe? Want dis waar die gelowiges by mekaar kom. Wat doen ons as kinders van die Here? Die oomblik wat ek van die lewende water gedrink en sê, weet julle nie nodig nie. Ek het die kerk nie nodig nie. Ek het eredienste nie nodig nie. Ek het Bybelstudie nie nodig nie. Ek het lofprys nie nodig nie. Wat 'n nonsens praat jy? Dis juis wanneer daai lewende water jou lippe aanraak en begin weer jou vloei en die lewe begin terugkeer in jou hart. Dis juis dan wat die gelowige soek. Jy is so dors. Jy moet so graag uit jou, dat jy nie kan wegbly van die gemeenskap van die gelowiges nie. So ons moet ophou met hierdie nuwe wêreldse, ek is op my eie. Wat ek ook vir jou sê, al wanneer die Here jou op jou eie gaan vat, is wanneer hy jou iets wil sê, dan sal ek vir jou sê, gaan word stil. Maar wat het hy verder? Gemeenskap van die gelowiges. Hoekom kom ons Sondag by mekaar? Want ons dominees is niks om te doen nie. Nonsens.
Praat met die fietsery is. Ek sien 'n paar van julle hier vandag. Wanneer is die perfekste dag om op fiets te ry? Sondag. Sondag waar die wind nooit nie, waar is die karre nie, perfekste dag. Moet nog 'n bicycle ry. Hoekom in die lewe kom ons doen nie? Kan jy Vrydag middag ek gaan kerk doen? Nee. Ons het juist besluit om op 'n Sondag die gemeenskap van gelowiges bymekaar te kry. Dis kom aan die vroeë jare gesê, winkels maak toe, al die goedes maak toe. Dit het niks gegaan oor wat's reg en al daai dinge. Kyk, ek moes geswem met hulle, dit is 'n skande nie oor vir die Here. Julle ouers kan nie so onthou, as jy het gebrei, ja, dan kry jy die breikpin in die Here se oog, net van die aard, né? Ja, maar dan breikpin dit draai. Waar kan het uitlig? En in winkels wat toe is, breikpenne en so nie, dit gaan oor gemeenskap van gelowiges. Dit gaan oor stil op die Here. Dit gaan oor dis die geleentheid wat ek my kinders kan voed. Dat ek my kinders kan leer in die Here. As 'n kerk leeg is, dan is dit nie noodwendig 'n refleksie op die dominee. Of honger vir die gemeente. Tweede wat hulle doen, die derde wat hulle gedoen het. Hulle begin loop. Hulle begin loop. Want getuienis is oké, maar ek kan wat preek so aan hulle gaan en ek kan gaan, laat my longe leeg is. Die anders moet my waarskynlik hoor net tot by die kerk se deur. Die boodskap moet uitgaan. Want uitgaan op die deur. Men moet begin loop. Want Esegiel 47 waar so beautiful beeld van die water wat uit die tempel loop en loop af. En hy word net dieper en dieper en dieper. En hy is besig om alles oor te neem. Dis die getuienis wat hardloop. Is jou getuienis besig om in jou werkplek, om oral waar jy gaan, is dit besig om 'n impak te maak, of is jy nog besig om daar so op die huis, binne in jou kamer te besluit, venster toe te sê, ek weet Jesus. Ek jou uitprobeer. Weet jy kinders is die Jesus? Weet jy vrou dit? Weet jy man dit? Weet jy dorp dit? Zo wil je het smart is, niet dat je door dat die Jesus ontdekt. Dus hier waar jij de woord hebt. Dus hier waar ik de Superman de keer opgerukt en zei, dis wie ik is. Ik is kind van die Here. Ik is dom. En ek het gaan drink by daai fontein. En nou, as ons die loof te vier, fees vir die Jode, as hulle dit vier, dan vier dit nie net omdat dit iets is wat gebeur nie, maar Christus, wat my ook deurvat, wat my deur my woestyne vat, wat vir my sê, ring van vier en klim by die boot uit, wat gemaak het dat ons in hierdie week die gemeente uit die gebou uitgejaag het en gesê, gaan, ons getuig, iemand wat my die week vertel, hoeveel van my voorgangers, en ek het gesê, dominee is tydelik. Doe niet zo stijlen. De meeste van jullie spraken niet. Gaan uit. Dat is verteld, van vorige dan is gezegd, ik moest gaan uit. Ik moest gaan getuigen. Maar dit is jullie van mij dinsdag al gezegd. Weet je? Dus jullie woensdag gaan vriezen, geschopt. Jullie hebben chocolate opgegeven op de bankbar. En al wat is dus nu. Om te gaan getuigen. In hierdie Pinkster, nu sluit ek af. In hierdie Pinkster kom die Here deur sy Gees, soos hy elke jaar doen. Of het nou binne die Pinkster is, of dit voor die Pinkster is, die boodskap bly dieselfde. En by die woord. Hoe bors is jy? Daar teken jou Bybel nie. In jou agtergrond, maar wees so dors, dat ek alles sal doen in my vermoë om nader aan die Here te lewe. En as ek dit gedoen het, dan klim ek uit. En dan begin ek op die vreemdste plekke te getuig oor wie Jesus is.
of het nou die bicycle is, en of het nie jou besigheid is, jy weet daar besigheid wat jy doen, waar die ouens vloek, nee, vir die eerste span, en jy die enigste persoon gewees wat sê, "Oei boys, hou tang uit van haar woorde, ons gaan vir 'n ander woorde praat, ons gaan bid." En dan gaan jy vreemd aankyk. Is jy reg met die woorde? Is jy al daar, waar jy die doodheid doen? Ons moet ons volgende jaar nog weer komst kry. En dan doen ons het ook. As die dominee wat by gemeente die punt getrek het, wat hy 'n teks gevat het, en hy het gepreek daaroor, en hy het vir die gemeente gesê, ons gaan. Die volgende week preek die dieselfde teks, sê dat jy nie moet gaan. En dan sê die gemeente nie so lekker nie. En die ou tannies vraag vir 'n man, maar die dominee is al so oud dat hy nie kan bou, laat sy dit gesê nie. Dit later die plek in die selfde preek. Noodvermoed. Ja, die kerkraad is opkom. Hy sê, dominee, ons betaal jy nie dieselfde woorde gesê. En toe sê antwoord, ek sal hierdie teks bly preek totdat julle hoor. So moet die Here kan kies. Ek gaan nou vir 'n maand dat ek net vir die Here stil word. Maar die briefie gaan nie wees. En die ander predikers wees. Die Here wat hier oor elke week, en dan gaan dieselfde boodskap hoor. God stel vas, dat die volk uit die Egipte gelei, so wil hy jou lei. Die wat dors is, kom drink by die fontein. Gaan hy, klim met die boot en begin loop. Julle gaan dit elke week hoor. Totdat die Gees ons doen, die skryf om iets anders te sê. En op hierdie stadium skryf hy ons nie, want hier's 'n klomp van ons wat eenvoudig ongehoorsaam is. So asseblief, wees gehoorsaam. Ek is. Dis ek moet die voor Here staan. En jy moet ook wees. En as ons so hoorsaam is, ons hierdie dorp omdraai, ga ek oor 'n maand terugkom en sê, wat is die gebeur? Want ek is nie nodig. Net jou gehoorsaamheid is nodig. Net jou kos is nodig. Net jou getuig en uitvoering is nodig. Is dit? Mag die Here ons genade wees. Amen. Die Here het hierdie ongelooflike praktiese maniere gehad om met mense te praat. As ek nou hier gelees van waar net 'n beeld gebruik het, is vir hierdie fees en hulle gooi hierdie water en Jesus sê, as jy dors het, kom na my toe, ek sal vir jou lewende water gee. Net voordat hy gekruisig is, dan kom hy en sy volgelinge en sy disippels en hulle eet saam. En wat by die ete gebeur, is dat Jesus gebruik gewone artikels wat hulle ken, brood en wyn. En hy gebruik dit as 'n beeld. So wat ons nou gaan doen, vriende, ons gaan nou saam nagmaal gebruik. Almal is welkom by die nagmaaltafel. As jy nou vanoggend hier so sit en jy sê, maar nou dit wat ek volgende hoor, daar is nie 'n manier wat ek nagmaal kan gebruik. En ek vir jou sê, juist jy moet saam nagmaal gebruik. Want die nagmaal is nie net vir die heiliges nie. Die nagmaal is vir stikkende mense. Die nagmaal is vir mense wat dors en wat honger na Jesus. En dis wat ek doen het met die nagmaaltafel. So almal is welkom by die nagmaaltafel. Dis die eerste wat ek volgende wil sê. Die tweede wat ek volgende wil sê, dat ons dan nie die mekaar raak met die brode doen, hè. Julle sal sien daar op die tafel. Ons gaan dit hanteer soos 'n gesinsnagmaal. So op die tafel sal julle sien, daar is, wat doen jy dan? Hoor, so kyk, paddoekies, hierdie afteirikies. Die brood vir die nagmaal is onder daai gehoor. En net wat ons dit bereik doen.
Die volgende ding, omdat ons het 'n gesinsnagmaal gaan maak, gaan ek vra dat die familiehoofde, julle sal sit op die tafel, ons moet regtig ergens 'n kerkwoord kry daarvoor, die beste beskerming die shootergoedjies, maar verstaan niemand dit nie, want julle nie so goed nie. Hoe ons werk by ons in die gemeente is dat ons vra die familiehoofde om die brood en die wyn sap te gaan haal en daar te sit en dan te neem. So, julle wat agter sit, so is op die tafel oral is daar gesit van dit. So, ons gaan saam dit gaan haal, maar ons gaan dit saam gebruik die nagmaal. So, almal is welkom om dit saam te gebruik. Wat belangrik is vriende, as ons klaar nagmaal gebruik het en ek het vir ons die gebed gedoen, dan gaan ons nie afsluit met 'n slotlied en 'n seën. Wat dan gaan gebeur is, ons gaan, soos wat ek glo, by die nagmaaltafel op daai eerste nagmaal wat Jesus het ingestel, dan gaan ons net saam eet. Dus julle nou, julle mag nie uitgaan daar baie sop en baie brood. So, ons gaan letterlik, van die nagmaal af. As ek klaar die nagmaal gedoen het, ek die slotgebed gedoen, gaan ons opstaan, sal die brode die verdammesplek, die brode oopmaak, die soppe gaan, die laag gaan julle sit die sop. Die gaan ooral soppe, die feestdag gaan haal, daar is baie meer is genoeg vir almal. En dan gaan ons net saam kyk. So dit is hoe ons hierdie volgende 2 bewegings gaan doen. Maar ons begin met die nagmaal. Om dan gaan ons stil word vir die Here. Dan vra ons vir die Here dat hy ons ook sal gereed maak. Ek sê Here, ek is dors. Ek moet nou u lewende water hê. En vanoggend kom hy en herinner ons dat hy is die lewende, hy is die Seun van God. En gaan ons net stil word en as ek daarna vir ons almal gesê, dan gaan ek vra dat die familiehoofde net voor die sal kom en dat van die brood, dat dit bietjies is en van die wyn net sal kry. Maar kom dan, sluit ons hier sien. Vader wat woon in die hemel, heilig is die naam. Groot is die heerlikheid in die hemel en die aarde. Vader, vergeet ons oortreding, wat so diep in ons gewortel is. Dat ons eerder 'n ritueel wil gebruik as om te drink uit die fontein. Vergewe my sondigheid. As ek myself vir u vir my naaste teleurgestel, seer gemaak. Here, vanoggend leer u ons dat u wil ons voed, u leer ons moet drink uit die fontein. Dankie vir die nagmaal. Dankie dat u op so 'n praktiese, konkrete manier ook vir ons kan demonstreer. Om te getuig, om gemeenskap te hê, maar ook hoe om te leef. Amen. Ek gaan die tyd die familiehoofde om van die brood en die wyn en die sap. Ek sê dit kan uitwas.
wil net seker maak, dat al iemand wat vir 'n byster geslaan is met brood, dit is jou met die wyn op die sak, ontwag net echter ons het die keterpet maar daar ook mense is. So ons gaan net die leeftijd gee dat ek klip hulle gaan bedien en dan gaan ek terugkom. Ek wil vraag terwyl jy nou daar is die brood in die hand het, ek wil kyk na glaasie en dit beter saam te bereik, dat terwyl ons so gaan sit en ons een lied saam sing, ek wil hê terwyl ons sing, dat jy voel wat jy in jou hart het. Voel hoe lyk, jy voel lewende water. Voel kosbaar, dat jy volmaak, onder as enige stoppel brood, terwyl ons hierdie lied, terwyl ons hier sit en sing. In die nacht waar die Here oorgelewer is en hy en sy geloofsgemeenskap saam gekuier het, saam gelag het en op 'n punt in hierdie vasgemaal die neem my brood wat saam daai tyd en hy breek dit en hy begin het uitdeel vir sy disippels. Terwyl hy dit so uitdeel, sê hy vir hulle, elke keer, as julle hierdie uit die brood het, dan wil ek julle moet onthou, van een van die grootste gebeurtenisse, wat is, wat was, wat altyd sal wees, dis dat my liggaam aan die kruis gaan hang, sodat jy nooit aan die kruis staan nie, sodat jy vir altyd by my voete kan sit en sê, Here vergewe my, elke keer as ek uit daai boot uit wil klim en ek klim terug, elke keer, Here, as ek U teleerstel, dan kan jy sit by my voete, jy as die broodteken onthou, jy hoef nooit dit kruis aan, jy hoef nooit in die hel te gaan, ek doen dit namens jou, en daarom, kom ons neem hierdie stukkie brood, kom ons eet, kom ons onthou, wat Jesus Christus, die een wat lewende water gee, wat hy vir jou en vir my gedoen het. Neem, eet, en onthou.
hulle die broodkraak geëet het, want ek weet nie, hier gebeur iets wat nie van hierdie wêreld is nie. Kom die Here en hy neem 'n beker en hy gooi myna in, en begin dit omstuur. En hy sê vir hulle elke keer, as hulle wyn of sap drink, dan wil ek hê julle moet onthou, en net soos die brood ons herinner aan Jesus se liggaam wat gebreek is, herinner hierdie wyn of sap ons, dat sy bloed wat gevloei het. Daarom, as ons by die nagmaal as gemeenskap van gelowiges is, ons drink van hierdie wyn, ons drink van hierdie sap, en onthou ons is hierdie bloed van Jesus Christus wat my en jou beskerm in die aanslag van hierdie wêreld, wat my en jou beskerm in die bose, sy bloed wat ons toevou die oomblik wat ek net sê, Here, hier is ek is ons. Daarom neem nou daai glasie, drink dit en onthou hoekom Jesus se bloed vir my en jou vloei. Na hulle saam nagmaal gebruik het en die Here hierdie pragtige lewende water vir hulle kon gee, wat in hierdie beeld jare later nog steeds gevier word, as ons herinner word aan die bloed van Jesus Christus, en sy liggaam wat gebreek is. Het hulle saam gekuier, en weet ons is al gewoon gesprekke gewees, gesprekke rondom verloon en verraai, gesprekke oor wie is die belangrikste, gesprekke oor lewende water. Dan wil ek vir jou vanoggend vra, wat 'n gesprek is, of nou gaan saam eet, en wat 'n gesprek gaan jy betrokke wees? Gaan dit maar net, nagmaal is buite ons steeds saam wees, gaan dit 'n gesprek wees oor lewende water. Gaan dit 'n gesprek wees oor verloon en verraai. Miskien gaan jy vanoggend saam met mense sit en jy gaan sommer net vertel wat die week met jou gebeur het. Hoe jy die eerste keer water geloop het. Miskien gaan jy so eerlik wees dat jy sê, Here wat, ek het my voet buite die boot gesit en ek het op die water gesit en ek kon voel. Dis krampig, maar ek kan. Ek die ander voet so oplig, sê ek is bang, ek het my voet terugsit. Miskien volgende jaar. Wil ek vir jou sê, my liewe broer, my liewe suster, laat ons nooit vergeet dat Jesus daai water ons sal vashou. Dat ons nooit sal vergeet, want al is jy nou bang, weet jy enige nodig om uit die boot uit te klim, jy kan in jou binnekant van die boot uit klim. Die enige plek weer weg en die boot uit klim in die water loop. Jy gaan nie sê, nee, daar is het seker pijn. Dat is allemaal teenwoordig. Of jylle wat uitgeklim. Van jylle wat nou al, wat is langs in jou hand is, wil jy nie begryp nie. Nie begryp. Begryp. Van jylle wat begin loop het, en hierdie week het jylle vreemde dinge aangevang. Siektes aanvang. Maar, en dit nie gesind nie. En die Here hou jou vas. Ons gaan saam bid, dan gaan ek ons afsluit en daarna sommer die tafel te doen, en daarna gaan ons saam kuier en saam eet. As ek gesê het, ons gaan die Here sluit, want ek gaan nie baie ons, dat ons net saam in die teenwoordigheid van die Here is. Kom ons sluit.
Hemelse Vader, Here, U het ons in hierdie week op soveel verskillende maniere gevoed. Here, U het ons vandag gevoed aan die nagmaaltafel, maar U het ons gevoed deur ons uit te stuur, U het ons gevoed deur ons uit te daag, te sê, klim in die boot in. U het ons gevoed op soveel vlakke. En daarom moet ons net vanoggend vir U dankie sê. Dankie dat U die Here is. Dankie dat ons U kinders kan wees, ons U geloofsgemeenskap, U kerk kan wees. Here, seën ons as ons nou gaan saam kuier, seën ons as ons nou gaan saam eet, en sommer net gaan lag, en sommer net gaan vertuig, oor hoe groot U is. Dankie. Dankie vir U liefde. Here, wees met ons broers en susters, wat nie vanoggend hier kon wees, om wat rede ook al hulle ook styf was. Ons siekes, mense wat vreesbevange is. Here, kom bid vir ons dorp, wat stikkend is. Here, dat ons op water nie sal uitloop, om 'n verskil te maak. Met ek stuur julle uit in die naam van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Dankie Here dat ons kan saam eet, seën die voedsel, ook in ons liggame. Amen. Vriende, nou gaan ons saam kuier, die tafel is gedek, kom ons eet saam.